Daniël hoofstuk 12. In daardie tyd sal Michael die groot leier optree. Hy beskerm mos jou volk. Dit sal 'n benoude tyd wees, soos daar nog nie was sedert nasies ontstaan het nie. In daardie stadium sal elkeen van jou volk wie se naam in die boek opgeteken staan, gered word. Baie wat reeds in die graf is, sal dan uit die dood opstaan. Party sal vir altyd lewe en ander sal eindeloos skande en veragting ervaar. Hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Hulle wat baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd so sterre skyn. Maar jy, Daniël, moet hierdie woorde geheim hou en die boek verseël tot aan die einde van die tyd. Baie sal hierna toe en daarna toe gaan om meer te wete te kom. Ek, Daniël, het toe gekyk en daar was 2 ander mans wat daar staan, een aan elke kant van die rivier. Een van hulle het vir die man met fyn linne klere aan en wat bo kan die water gestaan het gevra: "Hoe lank sal dit duur voordat hierdie skrikwekkende dinge in vervulling gaan?" Ek het gehoor hoe die man met die linne klere aan daar bo kan die water sy hand in die lug opsteek en 'n eed aflê by hom wat vir altyd lewe. Dit sal 'n tye en 'n halwe tyd wees. Hierdie dinge sal gebeur wanneer die heilige volk se mag finaal vernietig is. Ek het gehoor wat hy sê, maar ek het dit glad nie verstaan nie. Daarom het ek gevra: "Meneer, wat sal die einde van al hierdie dinge wees?" Hy sê toe: "Daniël, gaan nou maar. Hierdie woorde is gesluit en verseël tot in die eindtyd. Baie sal gesuiwer en gereinig word en deur hierdie dinge gelouter word. Die wat kwaad doen, sal aanhou om kwaad te doen. Nie een van die kwaaddoeners sal enigiets verstaan nie, maar hulle wat verstandig is, sal wel verstaan. Van die tyd af, dat die gereelde offer afgekaf is en die gruwelike ding wat verwoesting aanrig opgerig is, sal 1290 dae verloop. Gelukkig is hulle wat bly wag totdat 1335 dae verby is. En wat jou aanbetref, Daniël, jy sal gaan rus in die graf, maar jy sal weer opstaan aan die einde en jy sal kry wat vir jou as erfdeel bepaal is."